Nou doen. So baie dankie Dani, as jy die skyfies kan opsit daar. Ek het my eerste skyfie, sal julle sien, is sommer maar net 'n algemene skyfie oor Mosambiek. So vanaf verlede jaar, afgelope, kyk, ek dink van so 2, 3 jaar is ons nou al eintlik meestal op pad en ek bedoel bediening op pad nadat ons by Makomia weg is en so baie gekonsentreer ook op opleiding. Jy kan met die tweede skyfie aansit asseblief Dani. Ja, ek dink ek het nie so baie miskyfies nie, maar ek kon so 'n bietjie ietsie gesê het oor die situasie in Mosambiek, maar voordat ons daaraan kom, vinnig net, ons het soos ek sê verlede jaar ook ons partykeer 5 keer op en af gery boontoe hierdie 4 dae trip van onder af omdat ons by die Bybelskool hier begin betrokke raak het en nog steeds ons harte ook daarbo. So ons is hier by die Bybelskool, maar ek moet sê dit maak ons harte ek wil dit nes verlang so om ook terug te wees by die mense daarbo, maar ons weet ons is nou wat die Here wil, ten minste vir die volgende 2 jaar hier by die Bybelskool. So oor die situasie in Mosambiek, ek gaan nie veel praat nie, net om te sê dat ons redelik geraak is hier in die suide. Baie gereeld is hier blokkades, baie keer kan ons nie op die dorp kom nie, baie keer soos byvoorbeeld tussen ons en Shai wat 50 kilos is daar een keer het ons gesien die volgende dag, ons kon nie deurgaan nie, was daar 25 blokke, weet, roadblocks op die pad. So ouens baie omgekrap hier in die suide. Volgende skyfie. Hulle het ons Shoprite het hulle beroof, die Pep en sulke winkels en so aan. Maar een ding wat ek wil sê, nog 'n trend wat ek sien is ja, die ouens is so, dis meer geweld en so, maar daar's iets wat onder die jong mense veral, weet, die ou leierskap, die ou mense vertrou dit nie en ek links onder staan daar Aluta Continua, the youth of Mozambique. En ek het 'n artikel gelees dat dit nie net in Mosambiek is nie, maar dit in baie Afrika lande is dat die jeug moeg is vir die ou, weet, half afdwingende regeringsmanier, wat is die woord? En toe maar, nee, ek nog so net sê iets hierso. Maar in alle geval, so daar's 'n beweging en ons sien dit uh en ek dink ons is baie bekommerd. Die een ding wat ons nou gehoor het die nuwe president sê is dit maak nie saak of dit bloed kos nie, hulle gaan aangaan en hulle het probeer om nou die leier wat julle weet natuurlik van die gewellige korrupsie met die verkiesing, om daai leier het hulle so 2 dae terug het hulle op sy konvooi geskiet en dan gaan jy baie bloed sien in Mosambiek. So maar net oor die situasie is regtig plofbaar. Kom ons gaan na die bediening toe. Oor ek het nie ons het nie baie skyfies en baie goed daar nie. Miskien net die een ding is, soos ek sê, baie opleiding gedoen met Veritas, en wat groot impak het. Ons het ook uitgereik evangelisasie en in verskillende plekke mense gedoen, maar die groot ding was om kerkleiers te bemagtig. En Veritas het 'n groot invloed. Ek was so verlede jaar 4 maande by Bybelskool in Lishinga gewees en die ouens, dit was so wonderlik om elke dag saam met die ouens te wees vir 4 maande en die impak te sien op hulle lewens. Ek sê dit altyd, dit het regtig 'n groot impak, maar ja, ons het nie nou eintlik tyd om daarbo te beweeg nie. Die ander ding, volgende skyfie is oor die mediawerk, voorbereidings, Sonet werk nog baie hard aan haar Bybelstories en ons versprei baie van dit. Sy werk natuurlik saam met ander sendelinge ook uh, in Portugees en dit word vertaal en dit word versprei in radio's, dit word voortgelees so en oral waar
ons het gebruik, het ons nogal regtig baie positiewe terugvoer rondom dit. Dit is baie groot werk. Ja, ek weet nie hoeveel stories nie, maar dis al diep in die 20 stories wat sy nou gedoen het. In alle geval. En dan met natuurlik die Voice Bybels is vir ons baie belangrik. En ook hier by Masia is ons baie besig by die Bybelskool om goed ja, goed om te sit. Hierdie skyfies, die Volta Biblia Bybelskool is so 150 km noord van Maputo. Ons fokus hier is om, jy kan maar die volgende skyfie opsit. Die laaste skyfie. Die fokus hier is die eerstens met ouens wat die voltydse pastorale kursus te doen om hulle te leer hoe om met die Bybel te werk. So en ons werk baie hard om ouens 'n baie goeie basis te gee om eerlikwaar self met die Bybel te kan werk, en die ouens kry dit reg. Die nuwe groep is nou omtrent 5-6 weke. Dis nou 6 weke wat hulle hier is, en ek weet hulle doen nou eksegees op die vlak wat ek gedoen het in my 4de jaar in universiteit, nie daai Grieks en so aan nie, maar regtig werk met 'n teks, stoei met 'n teks, ontdek die boodskap. So daar's nog baie groei en praktiese goed wat hulle moet doen, maar die kursus is vir kort en ons sit van die oggend 7 uur af tot 4 uur elke dag, so dit is lang ure. Maar dit beteken ook, ons het 'n nuwe kurrikulum, beteken ons sit baie ure, en ek goed vertaal, help die onderwysers, want met 'n nuwe stelsel neem dit baie energie. Ons ja, selfs net to Google Translate, maar dit dan edit ook, het ek in so net van September af seker meer as 2000 bladsye vertaal en baie goed geskryf en gesit, sodat daar iets op die grond is, sodat ouens kan aangaan. Nou, ons fokus hier is ook om die ouens voor te berei. Die helfte van die ouens wat hier is, daar's 8 ouens in die 2 jaar groep. Hulle beplan om sendelinge te word. So ons fokus is ook baie sterk, nie net op die Bybel nie, maar die ouens ook voor te berei aan daai gebied. En die groep hieronder, hier is so, ons het elke jaar is hier 'n 3 maande groep, dis vir jong kerklike werkers, en dis so in die 30 ouens wat hier is. Baie van hulle kom vir die eerste keer met die evangelie regtig hier in aanraking en leer die Here ken. So, maar Volta Biblia oor die algemeen, ek probeer deur my goed hardloop, maar oor die algemeen is Volta Biblia betrokke in die gemeenskap. Hulle is nou al hoeveel, amper seker 30 jaar betrokke hier in die omgewing. En hulle het van week aan in verskillende dorpe vir kerkleiers, en dan hulle 'n groot seminar gewoonlik in September, waar hier 100 kerkleiers kom, waar hulle ons weer dan opskerp en regtig fokus op die Bybel en die Bybelse boodskap. So ek dink Volta by Biblia, hulle wat hier die werk begin het regtig 'n ongelooflike goeie fokus. So ja, ons het onsself verbind. Carol Willem se vrou is regtig baie siek. Gaan nie eintlik goed nie, maar so ons het onsself verbind vir die tyd wat weg is hier, en sy moet behandeling kry. So vir die volgende 2 jaar ten minste. Anders natuurlik van die verloop van omstandighede. Reg so, dankie. Anders kan sê, hoor Carol se van, dat ons net vir haar kan bid, wat is haar van? Hulle is Nel. Carol Nel, goed, julle Here. Ja. Baie dankie ook vir die inligting oor Mosambiek self. Ek besef net die Here, dit klink of dinge verander, soos Mike gesê het, maar dit is regtig, lyk vir my dat die wêreld in Mosambiek ook is 'n ander wêreld, en ons gaan dalk 'n ander wêreld vorentoe sien ook. Baie dankie, hou ons op hoogte. Dani, ons kan maar oor tyd gaan as jy 10 minute het.